Baie welkom by nog 'n Woensdagwoord. Dankie dat jy saam luister en saam dink. As daar nou iets is wat kenmerkend van ons tyd is, of wat ek gedurig by mense hoor, is dat ons die heeltyd op 'n krisisbasis funksioneer. Alles is 'n krisis. Almal is haastig, almal is besig en almal voel die heeltyd asof daar iets in hulle nekke blaas. Nou Spreuke 24 vers 10 sê, 'n krisis leer jou hoe sterk jy werklik is. As jy ondergaan, was jou kragte maar min gewees. So eintlik wil hierdie teks in Spreuke vir ons kom sê, of die vraag kom vra, is hoe baie ons op onsself staat maak, hoe sterk jou krag regtig is. Want die gevaar is dat as ons die heeltyd in hierdie krisis situasie is, of krisismode besig is om die wêreld te bestuur, dan kom ons op 'n punt wat ons dink, maar daar is sekere goeders wat ons eintlik self kan hanteer. Sekere goed wat ons eintlik self kan doen. Ons raak selfversekerd. Kinders se eerste woorde is myne en self. Ons hoef dit nie vir hulle te leer nie, hulle weet dit sommer van self. En as die uitdagings meer word, dan kom ons agter, maar dit is amper asof ons, hoe meer ons God nodig het, hoe meer maak ons staat op onsself. Paulus praat daarvan in 2 Korintiërs 12, dan sê hy die volgende, en ek lees vir ons uit die boodskapvertaling, sodat ons dit so bietjie anders kan hoor. Om seker te maak, dat ek nie te veel van myself sou begin dink, oor al die openbarings wat ek ontvang het nie, het God 'n groot struikelblok oor my pad gestuur. Al my swaar kry en swakhede was soos 'n doring wat die hele tyd in my voet bly vassit het. Ja, dit was soos 'n boodskapper wat die duiwel na my toe gestuur het om my pimpel en pers te slaan. Hierdie struikelblok moes keer dat ek verwaand raak oor al die wonderlike geestelike ervarings wat ek al beleef het. Nie minder nie, as 3 keer het die Here gevra om hierdie struikelblok uit my lewe weg te vat. Laat al my swaar kry en lyding asseblief tog net ophou, het ek hom gesmeek. Toe sê die Here uiteindelik vir my, my goedheid is vir jou genoeg. Dis al wat jy nodig het. My groot krag word sigbaar in jou lewe wanneer jy swak en hulpeloos is. Paulus wat 'n klomp geestelike hoogtepunte beleef het, 'n klomp krisisse beleef het, gedurig in die tronk, gestenig, vir dood agtergelaat, skipbreek gelei, en elke keer kom hy half uit hierdie situasie uit en kan hy aangaan met die bediening. En Paulus sê, iets hiervan het vir hom gesê, maar eintlik kan hy 'n klomp van hierdie goed self hanteer. En dan het hy hierdie doring in die vlees, waaroor ek en jy vandag net kan raai en kan wonder. Maar hy vra dat die Here dit kan wegvat. En ek weet nie wat die doring in jou vlees is nie. Die krisis wat elke keer weer en weer by jou opduik en dit vir jou voel, maar Here, kan U dit nie net wegneem nie? En die Here antwoord nie. En dalk antwoord die Here vandag soos wat hy vir Paulus geantwoord het. My goedheid is vir jou genoeg. Dis al wat jy nodig het. My groot krag word sigbaar in jou lewe wanneer jy swak en hulpeloos is. As jy dalk vanoggend die dag begin het met ek kan dit op my eie maak. En na 20 minute in die verkeer op pad werk toe is jy moedeloos en jy dink maar ek weet eintlik nie hoe ek hierdie dag gaan maak nie. Dan wil hierdie 2 tekste vir jou sê jy's op 'n goeie plek. Dat God daar is om hierdie pad saam met jou te stap. Dat ons nie veronderstel is om dit op ons eie te kan doen nie. En baie keer hoe God ons help is wanneer hy mense oor ons pad stuur, juis om vir ons in hierdie krisissituasies te help. So mag ons in hierdie dag beleef en besef dat God se krag juis daar is wanneer ons swak en hopeloos is. Mag ons in daardie krag gaan intap, soos die Engelsman sê, en daar ons energie vandaan kry. Want uit onsself uit het ons nie noodwendig al die antwoorde nie, en weet ons nie hoe om elke krisissituasie te hanteer nie. Ja, krisisse toets ons, maar meer as dit kyk waar ons wortels is, en waar ons energie vandaan kry. Kom ons sluit die oë. Here, in die wêreld waarin ons leef, is ons altyd besig om een of ander krisis te hanteer, een of ander vuur dood te slaan. Dankie dat ons vanoggend kan kom leer, dat ons regtig by U kan kom krag kry, dat U krag sigbaar word en moontlik is, juis wanneer ons swak is. Help ons om te besef, soos in Spreuke, dat ons krag eintlik nie so groot en so sterk is, soos wat ons gedink het nie,
maar dat die grootste kragbron U is en dat ons daaruit ons krag kan kry. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en zaligmaker. Amen.